Broers en susters, goeiemôre. En hartlik welkom by die eerste Sondag en die eerste dag van 2023. Sommer heel in die begin, voordat ek vergeet, Sandra. Ek weet nie wie van julle het by die Lapa om kerk toe geloop nie. Ek het die kortpad gevat, maar toe het ek vir Sandra gaan soek en toe nou net die teetafel daar gekry. Sy was toe nou by die kerk alreeds. Sy het moeite gedoen, veral 20 van ons. 21, hallo Rina. Hi. Ons is veral 23 van ons. Dus ons raak meer. Pragtige decorations wat sê Happy New Year en blommetjies op die tafel en. En omdat ons nou so 'n klein bietjie vroeër begin en omdat ek dadelik gaan ophou twak praat en die diens kort hou, gaan daar 'n ekstra minuut of 2 wees vir u om saam te kom tee drink, koffie drink asseblief. Kom doen dit gerus, al is dit net om vir Sandra dankie te sê vir die moeite wat sy doen. Dankie Sandra. Die liturgiese kleur vir hierdie tyd van die jaar, na Kersfees, ons noem dit Epifanie. Dit beteken die verskyning van Christus. Die liturgiese kleure is wit en goud. En soos wat die jare vorder, sal Sandra ons ook op hoogte hou daarvan. Johanna, ek weet die kalenders was nog in die kantoor. Dis nog daar. Okay. Ons sal hulle teetafel toe kry, sodat ons in die begin van die jaar ook ons kalender kan hê. En dankie vir die moeite wat jy en Robbie daarmee gedoen het. Die feit dat ons het net die voorblad laat druk het en dit self geprint het ons so R4.500 gespaar. Maar die koste daarvan is nog hier so in die omgewing van R14-15. So ons het gedink as ons 'n R20 donasie vra, dan sal ons daai onkoste kan dek. Ons eredienste vir tot die 22ste Januarie. Dis nou vandag sin 8:00. Ons is abnormaal terug na abnormaal 9:00, die 8ste Januarie. Die 15de Januarie het die skole begin en dan begin die katedese. En die 22ste Januarie gaan ons dan nog steeds met die katedese inskrywings aan. Ons doen dit vir 2 Sondae na mekaar. So deur die grapevine het julle dalk ook die minder goeie nuus gehoor waarmee ons die jaar begin. Ons neem die 15de Januarie van ons orgelis Johan afskeid. Dis blykbaar nie omdat hy nie van julle hou nie en nie lekker saam met ons speel nie. Johan het in 'n nuwe werk begin wat hom partykeer hy moet die wêreld voltoer in die suidpunt van Afrika. Hy het al in Zimbabwe gaan kuier. Hy werk vir 'n college en hy het te doen met die inskrywings. En ja, hier van die 15de af, die 16de is sy besige tyd. Sy heel besige tyd. En ongelukkig maak dit vir hom onmoontlik om by hierdie lekker stokperdjie van hom betrokke te wees. En
ons verloor sy dienste. Maar ons het nog die 8ste en ons het nog die 15de en ons gaan nog so tussendeur ook van Johan gebruik kan maak, maar ongelukkig nie meer op 'n voltydse basis nie. Die 22ste gaan ek ook nie hier wees nie, maar ek gaan daar net tydelik weg vir 'n dag. Ek gaan Ottosdal toe, my skoondogter word daar bevestig die oggend van die 22ste. Ons Kersfees dankoffer, daar is lidmate wat gevra het of ons maar daartoe kan bydra tot die einde van Januarie. So ons gaan dit nog ophou tot die einde van Januarie. Die van die wat reeds dit gedoen het, verdra net groot asseblief ons ander wat nog 'n bydrae wil maak tot die einde van Januarie. Broers en susters, en dan het ek vanoggend so 'n bietjie gespeel met 'n paar foto's die wat ek in die hande kon kry van die dinge wat gebeur het in die afgelope jaar. Daar is ons broodprojek en dis baie oulik. Die ou wat daar sit by Ollie die nar met die gelukkige het hy mombakkies op het ons hom nie kan herken nie, is Robbie. Dit was toe Ollie die nar kom kuier het vir ons 'n goue oues en hulle kom vermaak het. Hy was natuurlik ook by ons bazaar. Elke week, broers en susters, lewer ons ook kos af by hierdie mense in Danville. Hulle is in Brandstraat by Geseënde Hande. So ons het gedink om vir julle ook daarom te sê, wat doen ons met die ander kos wat ons van Woolies af kry. Ons gee nie net 28 gesinne in ons eie gemeente kos nie, ons help ook vir Geseënde Hande in Danville. Hulle koop by ons broodjies aan vir hulle sopkombuis. Hulle gee vir 100 mense op hierdie stadium 4 keer 'n week kos. Hier is ons besig om kos te pak. Dis goed dat ons nie die klank kan hoor nie. Hulle moet tog alles in pakkies kom. O nee, daar hoor ons dit, want anders sou ons Johannes se gespets opgehoor het. My sakkies kom vat, Dit moet alles in pakkies kom. En hierso is hom Chris. Hy vat Karel se sakkies. Ja. En hom Chris is besig om te pak. Karel vorder nou al heel wat. Sy het 'n hele tafel al klaar gepak. Carol Stanton, sy is hanterend die sopkombuis omtrent op haar eie op die stadium. Kos gekry van Woolies hierdie week. Elke gesin gaan so 'n dubbel pakkie kry. Laat aan die Karel nie mispak nie, hoor. Nee, ek sal nie mispak nie. Rata het hulle laerskoolprojek ook hierdie jaar weer by ons gemeente gehad. Die broodprojek se opleiding vir die bakkers by Magalies Moed, Pretoria Wes en by ons gemeente in ons konsistorie plaasgevind.
Goue Ouers het gaan toer in die begin van die jaar. Hierdie was ons eerste nagmaal terug. Die laaste avondmaal wat ons gevier het in die saal. Ek het die klappers het toe nou opgehou skiet en ek het toe nou vaak geraak. Daar is nou nog foto's van die van ons jeugse uitstappie en ander dingetjies wat hierdie jaar gebeur het. Ons hoop dat die jaar wat voor lê vir ons geleentheid gaan skep om weer diensbaar te kan wees in ons gemeente en gemeenskap en dat ons ook geleenthede kan vind om lekker saam te kuier. Broers en susters, kom ons maak gereed om die Here te ontmoet en ons word stil voor hom. Broers en susters, terwyl ons so bly sit, kom ons sing ons toetree-lied van Vonk 120 vers 1, 2 en 3.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskep het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 2 lofliedere. Ons sing gesang 2:5, vonklied 2:5:6, verse 1, 2 en 3, en dan lied 2 en 2, vers 1, 2 en 3. Amen.
Broers en susters, wat verwag God van ons? Ons lees in 1 Korintiërs 13 die lied van die liefde. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis, en al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek my besittings uit en gee my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor die onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie, maar profesie, dit sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimnisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Broers en susters, kom ons sing ook van hierdie liefde uit Gesang 530, verse 1, 2 en 3. Broers en susters, die Here sê vir ons, as ons in sy liefde bly, dan is hy bereid om na ons uit te reik. Kom ons bely ons geloof.
en hardloop hardop soos volg. Ek Broers en susters, ons skriflesing kom uit die Here se woord, uit die boek Exodus 33 van vers 7 af gaan ons lees, maar voordat ons uit die Here se woord lees en terwyl ons net so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Troue God en Hemelse Vader, ons is dankbaar dat U in U groot liefde U oor ons ontferm. Dankie dat U ons vashou en van U teenwoordigheid bewus maak. Dankie dat ons die voorreg het om uit U woord te kan lees. Want Here, ons glo dat deur U kontak met mense baie jare terug, die manier waarop hulle U leer ken het U in U woord laat opteken. En so, wanneer ons dit lees, kan ons ook te wete kom wat U van ons verwag. En ons pleit U, wanneer ons U woord opneem en daaruit lees, dat U inderdaad U self aan ons sal openbaar. En maak ons bereidwillig om te gaan leef en doen soos wat U van ons vra. Oor ons in Jesus se naam. Amen. Exodus hoofstuk 33 vanaf vers 7. Moses het telkens 'n tent geneem en dit buite die kamp opgeslaan, ver van die kamp af. Hy het dit 'n ontmoetingstent genoem. Elkeen wat die Here wou raadpleeg, moes uitgaan na die ontmoetingstent wat buite die kamp was. Telkens wanneer Moses uitgegaan het na die tent, het die hele volk opgestaan en dan het elkeen sy plek ingeneem by die ingang van sy tent. Hulle het Moses agterna gekyk totdat hy by die tent ingegaan het. En telkens wanneer Moses die tent ingegaan het, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent gaan staan. En dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent sien staan, het die hele volk opgestaan en elkeen by die ingang van sy tent in aanbidding gebuig. Die Here het met Moses van aangesig tot aangesig gepraat, soos 'n man met sy vriend praat. En dan het Moses teruggekeer na die kamp, maar sy helper Joshua, seun van Nun, 'n jong man, het nie die tent verlaat nie. Moses het vir die Here gesê, kyk, U sê vir my, laat hierdie volk optrek, maar self maak U nie aan my bekend wie U saam met my sal stuur nie. U is die een wat gesê het, ek het jou by die naam geroep, en jy het ook guns gevind in my oë. Daarom as ek wel guns gevind het in U oë, maak tog aan my U paai bekend, dat ek U kan ken
sodat ek u guns bly vind in die oë. Besef tog dat hierdie nasie u volk is. Die Here het gesê, moet my teenwoordigheid saamgaan, moet ek vir jou rus gee. Hy het vir die Here gesê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hier laat optrek nie. Waaraan sou mense dan weet dat ek guns gevind het in die oë, ek en die volk? Is dit nie wanneer u met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word, ek en die volk, van elke ander volk op die aardbodem nie? Die Here sê toe vir Moses, ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë, en ek jou by die naam ken. Moses sê toe, toon asseblief u heerlikheid aan my. Maar hy het geantwoord, ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan, en ek self sal die naam die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Hy het verder gesê, jy kan nie my gesig sien nie, want 'n mens kan nie my sien en bly leef nie. Toe sê die Here, hier is 'n plek by my, waar jy kan gereed staan op die rots. Wanneer my heerlikheid dan verbygaan, sal ek jou in die rots skeur sit, en ek sal jou met die palm van my hand toehou, totdat ek verby is. Dan sal ek my handpalm wegneem, en jy sal my van agter sien, maar my gesig mag jy nie sien nie. Broers en susters, ons lees tot sover uit die Here se woord. Elkeen wat sy woord hoor en wat bereid is om volgens die woord te leef, is gelukkig. Broers en susters, die begin van 'n nuwe jaar is altyd opwindend. Dit gaan met opwindendheid gepaard. Dis 'n geleentheid om dit wat agter lê, daar te laat. Iets wat stikkend was, te probeer heel maak. In my eie geval is ek opgewonde oor die nuwe jaar, want ek hoop dat hy beter sal wees as die een wat ek deurgegaan het. Al is dit dan nou net om weg te kom van die slegte, van dit wat met my persoonlik gebeur het. Ek dink ek kan met gemak sê dat in my 61 jaar van belewenis van die lewe hier op aarde, was dit maklik een van my slegste jare, indien nie die slegste jaar nie. So om dit agter te laat, is al klaar 'n vreugde. Skielik het 'n mens energie en lus vir verandering as die jaar wissel. En ons maak ons maar lysies van dinge wat skeef geloop het in die vorige jaar, en ons probeer in ons voornemens om dit wat verkeerd gegaan het te probeer regstel, dit wat ons die vermoë het om reg te stel. Beter gesondheid, dalk minder slegte goed te eet, dalk minder rook, om maar net 'n paar te noem. Dis gewilde kuiergaste in ons gemoed as ons lysies begin maak. Lysies kan ook fokus om 'n bietjie balans terug te bring in ons lewe, om dit wat my tyd opgeëet het en gemaak het dat ek by belangrike goed nie kon uitkom nie, om dit dalk 'n bietjie minder te maak, meer tyd vir myself te maak, meer tyd vir familie, vir vriende te maak.
Dis almal bekende gedagtes wanneer die jaar wissel. Maar die feit van die saak is, hierdie lyste lyk baie keer, ek hoop nie dis slegte nuus hier in die begin van die jaar. Ons lysies lyk jaar vir jaar so min of meer dieselfde, nie waar nie? Nie omdat ons nie probeer het nie, of omdat ons nie wou nie, maar bloot net omdat dit moeilik is om dinge te verander. Partykeer is dinge buite ons beheer, en ander kere is dit so maklik om weer terug te val in die groef, as die lewe net weer met ons begin gebeur. Dis een van die redes hoekom ek verwys na wanneer ons na normaal terugkeer, dat dit eintlik maar na abnormaal is. Want dis is maar weer dieselfde gejaag, dieselfde dinge wat ons weghou het van belangrike dinge af, net van vooraf oor. En buiten dit is dit vreesaanjaend om net te begin dink wat ek met hierdie nuwe jaar moet aanvang. Want om verandering te laat gebeur, waar verandering moet gebeur, kan soms oorweldigend wees. Die Spaanse kunstenaar Pablo Picasso was dikwels oorweldig deur die gedagte van 'n nuwe stuk werk wat hy moet begin. En daar's 'n storie oor hom wat lui dat hy altyd 'n merk op 'n blanko doek gemaak het voordat hy gaan slaap, voordat hy nou met sy dinge weer besig raak. Die merk wat hy gemaak het, het nie noodwendig sin gemaak nie. Dit het nie 'n aanduiding gegee wat hy met die doek gaan maak nie. Dit het ook nie saak gemaak hoe groot of hoe klein die merk was wat hy gemaak het nie. Ook nie wat 'n kleur dit was nie. Dit was vir hom net 'n noodsaaklike simbool om te begin. Want sien, dis waar ons probleem baie keer lê. My probleem baie keer lê. Ek weet ek moet doen, maar om te begin is 'n ding. En die merk was vir hom 'n noodsaaklike simbool dat hy moes begin. Dis 'n manier om die onbekende aan te durf. 'n Troos ook dat dit maak nie saak hoe die merk lyk nie. Dit sal later begin vorm aanneem. Begin net. Gee net die eerste stap. Ek dink dis nogal 'n ding waarmee die kerk baie keer sukkel. Of verkies om te sukkel. Ek weet nie hoekom nie. Ons hou daarvan as ons nou 'n ander ding in die kerk moet doen, dan praat ons eers so 'n bietjie daaroor, dan sê jy, miskien moet ons 'n bietjie verder teruggaan en gaan kyk wat het die Here daarvan gesê in die Nuwe Testament en die Ou Testament. Miskien moet ons gaan kyk wat het die voorvaders. Nee, dis 'n te groot werk. Kom ons stel 'n kommissie aan dat hulle net 'n bietjie gaan navorsing doen, en dan kom die einde van die jaar en ons nie eens begin nie. Miskien moet ons net eers begin en dan so terwyl ons besig is, so as het ware 'n diensopleiding kry van dit wat ons te doen staan. Moses is 'n man met 'n groot probleem. En miskien kon ons by hierdie probleem waarvoor hy te staan gekom het 'n bietjie iets leer vir
dit wat vir ons wag in 2023. Die onsekerheid wat ons beleef, was ook Moses se. Die uitdaging voor hom was baie groot. Die Here het hom aangesê om sy volk deur die woestyn te lei na die beloofde land toe. Nou, dit klink dalk nie so vreeslik erg nie, maar onthou net 'n bietjie met wie hier te doen het. Dis 'n klomp alstarrige mense bymekaar, 12 stamme. Hulle aanvaar geen gesag nie die van God nie en beslis ook nie die van Moses nie. Hulle is nou al bevry verlang, maar van slawerny, en hulle is vasbeslote om na niemand te luister nie. Hulle wil maak net soos wat hulle wil. En die nagmerrie gaan nog aan. Dink 'n bietjie oor die pad wat hulle moes gaan. Die pad Kanaan toe het nie elke kilometer so 'n one-stop of 'n ultra-city langs die pad gehad nie. Dis woestynwêreld nie, mense wat daar woon hou nie van nomades wat deurtrek en hulle vee wat hul weiding opeet nie. So omtrent nêrens langs hierdie pad was hulle welkom nie. En daar was nie water nie en bitter min kos. So Moses se werk is regtig nie die soort wat ek graag sou wou hê nie. Maar selfs dit is nog nie al nie. Ten minste sal 'n mens dink, hy het die opdrag van God af. En dit sou dit dalk makliker maak. God sal sorg. Maar toe kom mors die volk dit ook op. Toe Moses sy rug draai, maak hulle 'n goue kalf en dan bid die. Dit het 'n ramp die volk laat tref. En nou die selfs nog groter ramp. Want nou weier die Here om verder saam met hulle te trek. Arme Moses, wat gaan hy maak? Hy weet nie, dis te veel vir een mens. En wat sou jy in sy plek doen? Wat maak Moses met sy onsekerheid? Toe hy besef dat hy hom teen 'n muur vasgeloop het, toe hy agtergekom het, hier's nie pad vorentoe nie, gaan skep hy 'n plek van stilte en toewyding waar elkeen by die Here kon wees. Tent van ontmoeting het hy dit genoem. En dit is waarheen Moses getrou gegaan het, om by die Here te gaan stil word en om te probeer hoor wat dit is wat die Here wil hê hy moet doen. Daar het Moses gaan stil word en daar, so lees ons, het die Here met hom begin praat. 'n man met sy vriend, so lees ons. En daar kon Moses sy hart uitstort voor die Here, pynlik eerlik wees met God. Dit was net hy en die Here wat daar tyd met mekaar saamgebring het. Miskien maak dit jou jaloers, miskien wens jy ook dat jy hierdie onbekende jaar so kan begin. As God met jou praat soos met 'n vriend. Miskien wens jy ook dat jou eie tent van ontmoeting in jou agterplaas kon wees. Dit sou lekker wees. Maar weet jy het nie regtig een nodig nie. Jy kan vir jou eie heiligdom skep, jou eie tent van ontmoeting, waar jy ook al is. Enige plek waar jy kan stil word vir die Here, kan jou tent van ontmoeting wees. Maar ons het die voorreg dat ons lank terug saam met mekaar hierdie gebou van ontmoeting geskep het. Maar om
hier te kom vertoef en agter te kom wat die wil van die Here is, vra tyd, kosbare tyd. En dit werk net waar jou tent van samekoms ook al is, wanneer jy tyd daaraan kan afstaan. Wanneer jy die geleentheid kan benut om daar uit te kom. Maar is daar enige rede hoekom jy dit nie kan doen nie? Die vraag is, hoe graag wil jy weet wat die Here vir jou wil sê? Broers en susters, ek was in 'n tydperk van 3 weke 2 keer amper weg. Een keer met die galstene en die galblaas. Ek weet, in baie gevalle is dit net 'n routine operasie. Dis nou as jy nie so halstarrig is om dokter toe te gaan soos ek nie. En dat jy wag totdat jy uitpaas in jou kar voor Kramers apteek. Voordat jy nou regtig eers die volgende dag ook daaraan aandag gee. Teen die tyd wat ek by die hospitaal uitgekom het ek so ietsie oor die 100 galstene in my lyf gehad. Baie van hulle het my lewer geblok, die bloedtoevoer na die lewer toe. En die pankreas was ook geblok, so ek is vir pankreatitis opgeneem en vir lewerversaking, soveel so, dat die dokter wat my opgeneem het, my uitgevra het na my drinkgewoontes. En my eintlik uitgetrap dat ek my lewer so verskriklik afgeskeep het en hom so met alkohol vernietig het. Of met iets vernietig het. Daar was so 10% lewerfunksie oor. Ek is daardeur. 3 weke daarna was die aanval in my huis, waarvan ek ook lig afgekom het. Wat is die Here se doel met my? Ek wou natuurlik net aftree en emeriteer en weggaan en my eie eiland skep. Ek en Johanna sê baie keer is die gemeente ons hartseer maak, dat ons 'n eiland wil soek. Sy wil net alleen by haar eiland gaan wees. Ek het vir haar gesê, nee, ek gaan saam. Ek wil met alles ophou. Ek wil met die lewe ophou. Wat is die sin daarvan om goetertjies van jou lewe te probeer bymekaar sit na die rooftog, om net vir 3 jaar voordat ek in elk geval aftree, en net sowel vroeg gaan. Nou moet ek weer 'n rekenaar bymekaar gaan maak, ek moet weer die liedboek op my rekenaar kry, die vonkliedere, die vlamliedere, ek moet weer goeders wat ek oor jare opgebou het, wat natuurlik op 'n eksterne harde skyf gebeure was, maar die is ook saam weggesteel. Net die klompie goeders wat ek in die cloud gebeure het behoue gebly. Wat is die sin daarvan om nou weer te begin oorbegin? En dis nou nogal juis hierdie navraag by God wat die afgelope tyd vir my belangrik geraak het. Maar dit moet vir elkeen van ons belangrik wees, want elkeen van ons
se tyd is beperk. Ons is op geleende tyd die lot van ons. Hoe graag wil ek weet wat die Here se wil vir my is, nou in my lewe, hierdie stadium van my lewe. En so verskyn Moses voor God. En weet julle wat val my dadelik op? Hoe eerlik Moses met die Here is. Moses weet hy het die Here nodig. Hy weet hy kan nie self dit doen wat die Here van hom vra nie. Hy kan die uitdagings op sy pad nie alleen hanteer nie. En hy sê dan ook vir die Here, Here, as U nie wil saamloop nie, dan bly ons net hier. Ek sien nie kans vir die lewe sonder U nie. Hy erken dit, hy sê dit vir God. En as God met Moses praat soos met 'n vriend, dan dink ek jy kan sê dat Moses met God praat soos met 'n kind met sy 'n kind met 'n pa praat. Want hy weet dat hy hom eindeloos liefhet. Wat vir hom net die heel beste gun. En die res is geskiedenis. God luister na Moses, hy verhoor sy gebed. Moses hoef nie die toekoms in te gaan sonder hom nie. Hierdie groot onbekende hoef hy nie alleen te gaan aandurf nie. Hy hoef nie op sy eie insig staat te maak en self die uitdagings te hanteer nie. God gaan saam met hom. Wanneer hy saam met die volk wegtrek, beloofde land toe. Die Here wil saam met jou. Die vraag is, wil jy hom by jou hê? Wil jy regtig gaan luister wat hy vir jou sê, wat hy vir jou vra? Dit is 'n baie belangrike les oor God wat Moses daar leer. En dit is ook vir ons belangrik. Ja, God was vir Moses genadig. God het homself aan hom verbind en selfs soos 'n vriend met hom gepraat. Maar wat is nuut? Dit het nie verander nie. God is steeds daar. Hy het God gebly. Moses moes leer dat hy saam met God kan loop. En dat hy plek moes maak, ruimte moes skep vir God in sy besluitnemingsproses, in hierdie nuwe reis wat hy moes aanpak. God bly God, hy is ons Vader, hy is vir ons lief, hy sorg vir ons. Hy nooi ons om ons behoeftes aan hom te kom voorlê, sodat hy vir ons kan sorg. Hy bly God. Ek en jy mag nooit aan hom dink of voor hom verskyn sonder om oorweldig te word deur sy grootheid en die wonder dat ons hoegenaamd met hom mag praat. Want sien wat later hier gebeur as die Here so met hom praat, dan dink Moses, ek en die Here is lekker maatjies. Ek wil jou sien. En toe moes die Here vir hom sê, nee, maar wow. Onthou, ek stap wel so met jou die lewenspad saam, maar jy kan my nie sien nie, geen mens kan my sien en lewend bly nie. Maar op 'n besondere manier sal ek myself aan jou openbaar. Kyk maar net wat gebeur toe.
Dalk reken Moses, hy sal die Here makliker kan volg as hy weet hoe hy lyk. En al weet hy mag nie, vra hy die Here. En God sê nee. Dit is ook vir ons belangrik om hierdie les van Moses vir onsself te leer. Hy bly God. Ons bly van hom afhanklik. En in die erkenning van ons afhanklikheid aan hom, maak dit ons sterk, want dit maak dat ons na hom toe uitreik en die Here vra om die lewenspad met ons saam te loop. Nou is dit 'n nuwe jaar. En wat wag vir my en jou? Ek weet nie en jy weet nie. Maar wat ek wel weet, is dat ek nie hierdie pad sonder God wil loop nie. En ek self gaan nou op lang verlof een van die dae. En een van my doelwitte in die lang verlof is juis om te gaan luister wat die Here nog vir my wil sê in die 3 jaar wat ek nog die voorreg het om in hierdie gemeente te kan werk. Ek weet nie of hy dalk vir my wil sê die 3 jaar moet dalk meer word. En ek het gehoop hy sê vir my ek het nou genoeg van jou gehad. Jy kan nou maar gaan rus. Jy het jou kant gebring. Maar ek is besig om agter te kom dat dit nie regtig so is nie. Ek wil nie sonder hom nie. Ek het nodig dat die Here my sal lei, dat hy my sy wil bekend sal maak, sodat ek weet watter pad om te loop. God nooi jou ook vanoggend na sy tent van ontmoeting in hierdie nuwe splinternuwe jaar. Waar ek en jy ook al ons tent wil inrig om by hom stil te word sodat jy sy stem kan hoor. Sit jou hart op die tafel en vra vir hom om jou te lei in 2023. En mag ek en jy dan ook die dapperheid hê om soos Pablo Picasso sommer klaar 'n merk op die doek te maak. Net om vir onsself te herinner, hier's iets wat ons moet doen. Dis 'n projek waarmee ons moet begin. Die nuwe jaar vra van ons om nuwe dinge te doen. Mag ons die moed hê om net te begin daarmee. En daarmee saam die nuuskierigheid te hê om te sien hoe ontwikkel dit. Hoe word dit iets nuuts? Hoe skep God saam met my en jou 'n nuwe lewe? 'n Nuwe jaar. Amen. Broers en susters, kom laat ons die Here dank. Hemelse Vader, in hierdie nuwe jaar wil ons graag vanuit ons tent van ontmoeting met U leef. Ons wil gereeld na U toe gaan en ons oor by U mond gaan hou om te hoor wat U vir ons wil sê. Voordat ons die pad aandurf, wil ons weet wat U wil is. Maak daarom U weer aan ons bekend, o Heer, sodat die pad wat ons wil volg, die pad is waarop U ons wil laat reis. Gaan met ons in hierdie nuwe jaar. Seën ons, Here, met dit wat
U vir ons op ons pad plaas. Hoor ons in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons slotsang kom van Vonk 126. Hoër as die hemel, dieper as die see, wyer as die heelal, die mens en al sy weë, groter as die skepping, kosbaar baie meer, onverdiend en ewig is die liefde van die Heer. Vonk 126, ons sing verse 1 en 2. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here is by jou as jy slaap. As jy wakker is, loop hy saam met jou. As jy val, is dit hy wat jou ophelp. Hy kom as jy hom soek. Hy maak oop as jy klop. Hy hoor as jy vra. Jy sal elke nag ervaar hoe God jou genadig is, hoe lief Christus jou het en hoe die Heilige Gees altyd by jou is. Amen. Broers en susters, onthou
die moeite wat Sandra gedoen het. So asseblief, kom maak net 'n draaitjie daar. Al is dit net om te kyk wat sy gedoen het. Dankie.